JJath. Dan sal jy die eksponent hoofstuk eindig altyd af met wortels. So kom ons kyk gou hoe sal ons hierdie somme doen. Hulle sê vir jou dit moet sonder 'n sakrekenaar gebeur, maar ons kan so 'n bietjie die sakrekenaar se hulp net inwin. Moet net asseblief nie net dit intik en die antwoord skryf, ja, geen 0 kry. So die eerste ding wat ek moet doen as ek wortelsomme het, is ek gaan net my eerste 10 vierkantsgetalle gaan neerskryf. So 1 kwadraat, 2 kwadraat en so voorts. Ok, so as jy dit gedoen het, dan is die hele punt van hierdie somme is jy moet kyk wat is die grootste vierkantsgetal wat kan indeel in die vraag wat hulle jou gee. So dit is stap 1 hierso op my lysie van stappe. Vind die grootste vierkantsgetal wat in die getal kan indeel. Ek kan sien 16 kan in 48 indeel en dit gaan wees 16 maal 3. Nou onthou jy kan dit gaan oorskryf as wortel 16 maal wortel 3 en wortel 16 het actually 'n antwoord, so dit is 4 wortel 3. En daarvoor sal jy dan volpunte kry. Nou as die getalle bietjie moeilik raak, juffrouens gaan nie baie daarvan hou dat ek jou nou dit wys nie, maar as die getalle bietjie moeilik raak, onthou jy kan jou calculator vra wat die antwoord is, net vir bietjie hulp, maar onthou hulle gaan die laaste stap nie merk nie omdat die calculator dit kan gee. So jy kry 'n punt vir die middelste stap. Okay, so as jy nie weet hoe om hierdie te doen nie, vat jou calculator, tik in wortel 48 en jy gaan sien hy sê vir jou dit is 4 wortel 3. Nou om die middelstapie te kry, moet jy net weet daai 4 wat voor staan was actually in die wortel. So om hom in die wortel te sit, sê ek net wat is 4 kwadraat en dan is dit net 16 maal 3. So baie keer raak die sommetjies bietjie groot, dan kan jy net gou op jou sakrekenaar kyk wat is die voorste getal, kwadreer hom en dan skryf jy dit in die wortel. Ek hoop dit help. Moet net asseblief nie net die antwoord skryf, dan gaan jy 0 kry. Okay, so nou as ons B doen op die regte manier, ons gaan nie cheat nie, maar as jy moeilik is, loer net gou op die calculator. Maar hierso kan ek sien wat die grootste getal wat daarin kan deel. Dit is eintlik 64. So ek gaan hom oorskryf as 64 maal 2. Ek weet die wortel van 64 is 8. So die antwoord 8 wortel 2. Okay. Nou die kans dat jy in 'n eindeksamen sulke single sommetjies gaan kry is bitter min. Dit gaan lyk soos vraag C waar jy 4 van daai wortels het en almal moet uitbrei. Nou weer eens as jy dit net op jou sakrekenaar intik, gaan jy dalk 1 kry as jy in jou juffrou se goeie boekies is, maar andersins gaan jy 0 kry. So kom ons doen dit op die regte manier. En dit gaan wees om almal te gaan uitbrei. So, wat is die grootste vierkantsgetal wat in 80 kan indeel? Dit is 16. En ek weet dit is 16 maal 5. 48 het ons hierbo gedoen, so dit was 16 maal 3. Dan onder die grootste vierkantsgetal wat in 20 kan ingaan, so dis nie 16 nie, dis nie 9 nie, dis actually 4 kan daar ingaan. So dan gaan ek hom gaan oorskryf as 4 maal 5 en dan by 12 is dit ook 4 wat die grootste ene is, so 4 maal 3. Dan die volgende stap, nou moet ek al die vierkantsgetalle uit die wortels uithaal. Omdat hulle vierkantsgetalle is, mag ek dit doen en dit is dan ook met jou sakrekenaar vir jou sal sê as jy nie geweet het wat die antwoord sou wees nie. So hierdie ene kan ek gaan oorskryf dan as 4 wortel 5 minus 4 wortel 3. Onderstes word 2 wortel 5 minus 2 wortel 3. Nou sit ek met 'n dilemma. Dis nie gelyksoortige terme nie. Ek mag nie uitkanselleer nie want daar's plusse en minusse. So wat ek nou gaan doen is ek gaan 'n gemeenskaplike faktor uithaal bo. So ek gaan 'n 4 uithaal. Daar bly oor wortel 5 minus wortel 3 en onder gaan ek 'n 2 uithaal. Daar bly oor wortel 5 minus wortel 3. Die hakies kan uitkanselleer en my finale antwoord is net 4 op 2, so dit is 2. Dan sê julle, dit is hoe jy wortelsomme gaan doen in graad 11 en in graad 12. Ek hoop dit maak sin. So as jy vashak met die vierkantsgetalle, jy kan kyk op die sakrekenaar wat die antwoord moes gewees het. Onthou net die getal wat hy voorsit, gaan jy kwadreer en weer terugsit in die wortel. Maar dis baie gevaarlik en jou juffrou is baie slim. So as jy dit nie reg doen nie, gaan sy weet. So doen dit stap vir stap, moenie rush en net alles in die calculator insit nie. Sterkte julle. If this video helped you, please like and subscribe. JJath.